Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart op maak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere. Ons kyk by die Oceanview hier in Wildernis, ons ankerplek vir die volgende 2 episodes. Hier is 'n voorsmaakie waarna jy kan uitsien. In hierdie episode van Nisboere, So Delicious het sy ontstaan in die behoefte aan tuisgekweekte voedingryke groente en kruie. Daarna kuier ons by Callows Natural Products. Hulle boer met die veelsidige alwyn en ander inheemse flora. Antoinette Pinaar is weer aan die beurt met nog 'n kruiekuier op Tiefontein. En Corneille gesels met François Rousseau, 2025 se jong boer van die jaar. Hier's Corneille. Die Oceanview is deel van die Sunshine Leisure Groep en is 'n prachtbestemming sommer hier op die strand. Angelique, vertel ons meer. Oceanview is geleë in die pragtige wildernisomgewing langs die tuinroete. Hierdie kontemporêre gastehuis bied ononderbroke see-uitsigte en direkte toegang tot die strand. Hier is daar regtig iets vir almal, van ontspannende aktiwiteite tot luukse geriewe wat jou sommer dadelik laat afskakel. Dis waar natuur en luksheid perfek saamkom vir 'n onvergeetlike wegbreek. Begin jou oggend met 'n lekker strandstappie. Daarna geniet 'n rustige sonsondergang met 'n skemerkelk in die hand. Vir meer inligting oor Sunshine Leisure bestemmings, besoek sunshineleisure.co.za. Ek sien uit om volgende keer meer met julle te deel. Tot dan, totsiens. Ja, hierdie uitsig is regtig iets baie spesiaals. Maar voor ons afskop, onthou van ons kompetisie. Hier is wat jy moet doen. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Alle nisidees is welkom, groot of klein. Stuur jou nou sommer nog vandag in. 'n Lus vir kos van grond tot mond, 'n paar sjokoladevorms en sien daar. So Delicious groei te lekker. Kom kyk saam. Ons het in Pretoria gebly en gesemigreer George toe. En ek het besluit ek wil vir myself 'n groentetuin plant om gesonde groente en kos vir my familie en vriende te groei. Toe ontdek ek hierdie hele nuwe wêreld van saad en ek het gesien as ek die mees gesonde en die kos wat die beste proe wil groei, moet ek erfenissaad eintlik groei. Hoe ek hierdie self kon doen, laat die saad nie wegspoel nie, laat hy groei, laat ek hom in reguit rye kan plant. En toe het hierdie idee, dit het eintlik gevoel soos iets buite my liggaam uit, soos 'n konsep wat deur die lug val. En hierdie idee het my geslat en toe sien ek 'n sjokoladeblok. Dit gaan werk. En ek was besig om ander produkte van oorsee in te voer. En ek het gesien daar's 'n sjokolade mold. Hulle het net 2 oor gehad. En toe het ek dit ook bestel in Suid-Afrika ingekom en die eerste saad sjokoladeblok gemaak. En toe het dit begin werk. Toe plant ek my hele eerste tuin met dit. En toe besluit ek, wel, miskien kan ek 'n produk daarvan maak en hier sit ons nou 12 jaar later. So I naturally do not have green fingers. I love plants. I've always loved plants and love gardening, but growing from scratch was always a challenge for me. So the slab of seed is poised perfectly for novices. We've specifically developed and designed our slabs to be a particular thickness so that this seed, once planted in the soil, because you basically break off a block and you plant it just under the surface of the soil. So it positions the seed at the perfect depth, not too deep, not too shallow, that it gets washed away, or too deep that it dies under the soil.
It's pre-fertilized with special microbial inoculants and organic fertilizers so that this little seed gets nourishment from the beginning. And it also anchors the seed so that it doesn't get washed away in the rain or overwatering or whatever. So this packaging, inside the package, so you'll actually see, I didn't actually show last time, but you'll see it's like very, very, very detailed instructions. It even shows you how long till they peep out of the soil, how long they grow for, how long you can harvest them for. So this is going to show you every single detail that you know, and you have got a very high chance of success. I think like anything in life, as soon as you have the knowledge, a whole new world of amazingness opens up. And so that is the exact point of So Delicious and the slab of seed. You can gain the knowledge to be able to easily grow your own food. And when it comes to being more expensive, like a pack like this is going to grow you about 12 different tomato plants. It's going to cost you around 100 Rand, but it's going to grow you about 3,500 to 5,000 Rands worth of tomatoes. You will be able to grow enough food for a whole family in a very, very small plot of land, or a small space. You can actually even grow it in pots. So the gap that I'm finding is a knowledge gap. But with heirloom seed specifically, you can harvest that seed, save it, and plant it next time, or the plants themselves actually regrow. So your garden will just keep replenishing itself for decades and decades and decades. That's the point of heirlooms. So it is probably the least expensive and most economical and most abundant way to have food security and make sure that you have got food all year round. Actually, the first employee that I employed in my business was my housekeeper. The lady used to work in my house, and so she got shifted full-time into the business, and she was amazing. And so from then, members got added, and actually we have an incredibly small team today for the amount of production that we manufacture close to 60 to 70,000 slabs in a year. And so it's a team I call of my two mud chefs who are in the production side. We've got an operations manager, Bonnie, who runs the whole logistics side of the business. Alison, the financial manager, she runs the whole bookkeeping side. And then I'm responsible for bringing in all the new business and all the creative ideas. If you are a born entrepreneur, it is something that is in your blood. And it is something that never goes away. Yes, there's a chance that you fail and it doesn't work out. But I've also come to learn that in life, there are no failures. There are lessons. And these lessons are a gift, and they make you stronger and better. Like every single innovation and every single progression that we have had in this business has come from a failure. And it has made us aware of something that needed help, and so we could grow it. And so my advice would be, if you're born with that and you've got that desire burning in you, go for it, because you will not regret it. Net hierna, ons oes alwyne by Kello's Natural Products. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Dis tyd vir ons weeklikse kruikers saam met Antoinette. Geniet dit. Daar is 'n plant wat vir my mooier blomme het as hierdie Coppifas nie. Party geel, party oranje geel en hierdie Coppifa. Hy's nou baie maar hier by ons. Die mense in die Boland lag nou seker vir my Coppifa. Hy's nie so vet soos by julle nie. Maar ek het hier 'n plek, ek het my gehak aan 'n draad. En as jy nou 'n seer plek het, dan druk jy so van hierdie gel uit en jy smeer dit aan hierdie plek waar die draad hom seer gemaak het. En hierdie klein stukkie wat ek nou afgebreek het, kan ek nou weer gebruik. En dan die res van die dag gebruik ek die res van hierdie blaar. En ek is seker, ek gaan nie môre nog 'n blaar moet afpluk om hierdie seerplek gesond te maak nie. Maar een van die ander groot werke wat Coppifa doen, hierdie son wat vir ons so verskriklik brand, as jy hom nou meng
'n koppie van hierdie blare met 'n goeie kwaliteit aqueous room. Sit hom in 'n voedselverwerking, meng hom lekker deur, sit hom in glas en hou hom in die yskas. Hy moet in die yskas weet want hy's lewendig, hy gaan maklik afgaan. En voor jy in die son ingaan, smeer jy vir jou. En as jy laatmiddag uit die veld uitkom en jy het 'n bietjie gebrand, nou nie rooi nie, maar bietjie sensitief, dan smeer jy vir jou. Dan voel jy hoe lekker koel maak hy vir jou. En onthou tog, hou vir hom in die yskas en was elke keer jou hande voor jy in die pot ingaan, want dis lewendige medisyne. By Uniondale kweek en oes hulle nie net alwyne nie, maar ook hierdie interessante krye waarvan ons so praat. Geniet die bydra. Ek is al in die alwynbedryf van 1993 af, waar ek alwynprodukte maak en verkoop en so aan. Die Kellows self is uitgebrei van na 'n ander maatskappy toe, so 10 jaar terug. So dis waar Kellows begin het en ons doen hoofsaaklik alwyn roumateriale. Hoofsaaklike ding is veeboerdery, maar alwyn is 'n groot deel van die boerdery wat ons doen. En dan doen ons medisinale krye. Ons klimaat hier waar ons bly in die Klein Karoo is maar 'n droë klimaat. So ja, dit speel 'n baie groot rol in wat 'n ou kan doen en wat 'n ou kan produseer in die area. Alwyne pas goed daarin omdat dit in Engels sê ons 'n semi-desert plant. So hy min water. Natuurlik hoe meer water kry, hoe beter doen ons met hom. En jou ander plante, meeste van jou medisinale plante moet besproei word, maar jou plante wat in die natuur voorkom, hierso soos jou Sciletium, dit kom in die veld voor. So hy is aangepas vir die droë klimaat. Alwyn vat vreeslik lank om te groei. Dit is 'n baie stadige produk. So dit vat 5 na 6 jaar voor jy hom die eerste keer kan oes. Wat jy doen is jy haal die onderste paar blare af van jou plant af. So dis basies 'n snoeiproses. So jy vat so sê maar 20 blare van 'n plant af. Jy sal sien dan net die blaar net onderkant sy vel 'n laagie selle en al daai selle is als jou bittersap. En dan die binnekant van daai blaar gebruik ons nou weer vir die fillet en vir jou gesondheidsdrankies en vir daai tipe goed. Ja. As die alwyn nou gesny is en hy sit daar vir 'n paar dae en drup al die bitters uit, hy word gesamel in 'n stuk plastiek, word dan gekook vir 'n paar ure oor 'n vuur en hy raak na so 'n harde swart kristal wat dan gebreek was en dis jou aloe bitter kristal wat ons dan net so verkoop. Hy word gebruik in verskeie medisyne, cosmetics. Die binnekant van die blaar is die fillet. Hy is so 'n deurskynende stuk van die aloe wat skoongemaak word en hy is dan die aloe wat mense baie ken. Hy is die een wat jy in jou yoghurt kry en in jou sap en ook waar baie cosmetics arome is saam met hom gemaak. En dan die buitenste stuk van die alwynblaar, dan maak ons green powder en hy is meer as 'n food supplement of tot diere op plase kry dit in hulle kos as 'n supplement. Maar die hele plant of die hele blaar word gebruik. Die besigheid, ons verskaf sê maar 12 permanente werkers. Maar jou mense wat alwyn oes in die velde en buitekant kan tot in die honderde gaan hang af van jou bestellings en so aan. So ja, dit is 'n redelike groot werkverskaffer in ons area sowel as die Oos-Kaap. En natuurlik is dit 'n familiebesigheid. My familie is nou almal deel daarvan. My dogter is meer in die bokke en die skape by mekaar. En my seun Dyn is nou meer by die medisinale produkte en die alwyne betrokke. Hoe ek die volgende 15 jaar sien vir ons en vir die boerdery is my sussie Carrie is besig met die vee en ek werk meer met die medisinale plante en die alwyne en so aan. En so om te sien hoe ons die besigheid soort van natuurlik kan groei. Ons wil soveel as moontlik wil ons goed sustainably doen.
en kyk dat ons nie te veel goed in greenhouses moet groei nie en dat hulle nog steeds die krag van die grond af kan kry. Maar wat ons wel wil doen is bietjie uitbrei in plots vir sekere mense te groei sodat hulle first offer of purchase kry. Ons wil meer kyk in verskillende rigtings in olie en verskeie tee. Ons is baie te doen met inheemse kennis en mense wat soort van 'n ou recipes gemaak het en ons probeer dit saam met hulle te kyk hoe die plante gegroei moet word en ook hoe die produk nou op die einde die sterkste sal wees en die meeste genesing sal kan bereik. Ja. 'n Jong ou wat iets wil begin, as niks beter om te sê, begin. Don't quit your day job, maar begin. Dis al wat ek kan sê. Nou, so, as jy nie begin nie, gaan jy nie weet. Doen jou huiswerk natuurlik. En kyk dat jy eers 'n mark het. En dan kan jy begin met 'n besigheid. Maak nie saak wat dit is nie, of dit meubels verkoop is nie, of groceries verkoop is nie. Doen eers, maak seker dat jy 'n mark al voor het. Net hierna, ons gesels met Frans van der Sou, 2025 se jong boer van die jaar. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Dis my voorreg om nou met François Rousseau van Mooi Gesig Easttyds gesels. Welkom François. Baie dankie Connie, is voorreg om hier te wees. Die François, ja, ek het gesien jy het die ek het SA Toyota se jong boer van 25 gewen. Wat beteken dit vir jou? Ja, dis my ongelooflike voorreg en ek moet sê met die blootstelling wat ek gekry het die laaste paar maande, die een ding wat ek vir my persoonlik daar uitvat en wat vir my uitstaan is die positiwiteit rondom landbou. Ja. Dit is my ongelooflik lekker om 'n bietjie my wêreld te kon verbreed in die landbousektor, maar daarmee saam te kon sien wat die privaat sektor inploeg in landbou in ons land, besighede wat betrokke is, wat opgelyn is om landbou te ondersteun en ja, ook georganiseerde landbou, die rol wat hulle werklik vervul agter die skerms baie Dis keer. belangrik, ja. En dan ook natuurlik saam met die ander jong boere wat ek ontmoet het. Dis wonderlik om oor die land jong boere te ontmoet wat innoverend is en te sien dat die volgende generasie van landbou is in goeie hande. So die hele proses het my net ongelooflik positief gemaak oor die toekoms van landbou. En Frans, ja, en julle is 'n familieplaas, ek reg gehoor het vir 'n paar generasies, ek dink al 4 generasies. Ja. Is daar plek en ruimte in so opset dan vir die jonger geslag om te kom met hulle nuwe innovasie en idees? Definitief. Ek het die voorreg gehad om 2018 by die familieboerdery aan te sluit as 4de geslag. Ja. En ja, toe ek begin het op die plaas, soos enige jong man, 'n klomp nuwe idees gehad. Vinnig my kop 'n paar keer gestamp, maar ek het die geleentheid gekry om foute te maak. Ja, Dink sal ek jy leer, ja. wat baie belangrik is en dit is hoe jy leer. So het jy vinnig besef dat daar is 'n rede hoekom daar 'n tradisie is en dit is vir 4 geslagte boer ons net met tafeldrywe met geen ander vrugsoort of kommoditeit nie. So daar is bestuurstyle en redes hoekom sekere goed op 'n sekere manier gedoen word wat oorgedra word. Maar natuurlik is omstandighede anders as 2-3 geslagte terug en dit gee ruimte vir innovasie en vir kreatiwiteit en nuwe tegnologie wat my 'n geleentheid gee om na die tafel toe te bring. En dis altyd belangrik om wanneer jy besluit neem om beide in ag te neem, om die tradisies in ag te neem sowel as die huidige omstandighede en die innovasie wat jy daarmee saam kan toepas in die boerdery en dan om met albei in ag genome die regte besluit op die ou end van die dag te neem. Is daar nuwe variëteite wat julle na kyk wat ek onthou op staan wat jy in die winkels hierdie wat so spookasem was dit katte en eerder gekry dit was baie bekend maar as jy ook altyd besig om na nuwe smaakvoorkeure te kyk of wil julle eerder om stiek met wat jy het en wat werk? Nee, definitief, jy moet kyk na nuwe kultivars. Ja. Jy moet jou brood en botter kultivars hê soos wat ons sê wat al lank saam met ons aankom. Ja. En daai kultivars sal jy altyd behou. Jy sal miskien nuwe klone van daai spesifieke kultivars plant. Wat vir jou beter
opbrengs gee en 'n beter korrelgrootte miskien gee. Maar dan kyk jy definitief na daai niskultivars om seker te maak dat jy daai ietsie het wat 'n kliënt lok na jou pakkie van vrugte toe wat jy kan aanbied. So ons kultivars wat ons deesdae evalueer en plant is maar hoofsaaklik van Amerika en van Spanje. So ons besoek dit gereeld en evalueer dit ook self op die plaas en dis belangrik om naby aan daai manne te bly om seker te maak dat jy op hoogte bly van die nuutste kultivars. Maar dit is ook gevaarlik om altyd die voortou te neem met hierdie kultivars. So evaluasie van nuwe drywe kultivars bly maar die belangrikste. Ja, ons weet nou almal praat oor AI of kunsmatige intelligensie op plaasvlak en boerdery. Baie ons dink landbou is ver agter met tegnologie, maar dis definitief nie waar nie. Maar julle kyk seker ook al redelik na tegnologie en begin dit seker al in julle boerderypraktyke toepas. Nee, verseker, tegnologie speel 'n baie belangrike rol in ons besigheid. Ons kan nie mekaniseer nie, so ons gebruik tegnologie om produktiwiteit te verbeter en ook effektiwiteit. En dan as 'n mens praat oor volhoubaarheid, speel tegnologie 'n baie groot rol om seker te maak dat ons volhoubaar boer. En sommer net om 'n tiener geskiedenis as jy het nou daai titel gewen en weet dit baie geluk, maar ek seker jy het ergens 'n goeie wenk vir iemand wat dit kyk en sê hy wil hom nou graag eendag soos jy wees om ook so 'n titel wen. Wat sal goeie raad wees vir enige kyker of verkieslike jong boer wat nou na jou opkyk? Ek dink dit is belangrik dat jong mense besef dat daar geweldige geleenthede is in landbou. Dat jy nie hoef betrokke te raak net as 'n boer nie wat in sy vrugteboord of tussen sy vee is nie, maar daar is soveel ander geleenthede in landbou. En wat lekker is van landbou en ook in die kompetisie wat ek in deelgeneem het is dat jy het hierdie voorreg om nie net op een afdeling te fokus nie. Jy het verskillende afdelings in landbou wat jy die geleentheid kry om op te fokus en kennis op te doen. En om positief te wees en 'n passie te hê vir landbou dink ek is die heel belangrikste. Dis aansteeklik om ander jong mense te ontmoet wat 'n geweldige passie het vir landbou in ons land. En daai gesegde boer maak 'n plan is nie sonder rede in Suid-Afrika gebore. Ons kan planne maak. Dit kom as hierdie tipe wenke wil soek. Maar Frans, ek wens dit baie meer tyd gehad. Verskriklik dankie dat jy was vandag, dat jy so ruimhartig julle drome en planne gedeel het. Ek glo jy's 'n voorbeeld vir baie en ons gaan mekaar nog baie sien. Nee, dankie vir die voorreg dat julle my gehad het. Daai het dit nou uit die perd se bek goeie idees ook. Daai bakkie soeke wenner, so skryf in vir daai kompetisie van ons. Ons kyk na elke liewe een persoonlik. Die inligting is op die webblad wat onder hierdie skerm verskyn. Totsiens. Groetnis en onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Willowbrook Naturals and Botanicals se passie is handgemaakte etiese kosmetiek. Harold Wines se wingerde floreer wanneer die natuur die leiding neem. En op Teefontein deel Antoinette Pinaar nog van haar kruie kennis. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.